Hartlike goeiedag geliefdes, ons kyk na Matteus 5 vers 4. Salig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou sommiges beskou hierdie saligspreuke van Christus as losstaande spreuke, baie soos die boek van Spreuke, waar Christus deur hierdie spreuke vir ons wil leer hoe ons basiese karaktereienskappe op hierdie wêreld moet lyk. Maar wanneer ons die saligspreuke lees, dan is dit duidelik dat daar 'n noue verband tussen die saligspreuke is. Met ander woorde, hulle staan nie in isolasie van mekaar nie, maar vul mekaar aan en verryk mekaar. So in die eerste saligspreuke het ons Here tot die arm van Geestes gespreek. Hulle wat deur die mag van die sonde gebuig gaan. Hulle wat hulle eie armoede voor God raak sien. Dis hulle wat diep ontnigter geword het oor hulle eie swakheid en hulle eie sondigheid, hulle eie armoede besef. Die arm van Gees is die persoon wat homself verneder voor die Here. En nou kom Christus in die tweede saligspreuke en hy spreek tot diegene wat treur oor hierdie omstandighede. Die besef dat my diepe sonde, wat my hart aangegryp het, verantwoordelik is vir my vervreemding van God. Aan hierdie treurendes kom skryf Christus. Nou deur die mag van die sonde het die hele mensdom gebuig gegaan. Adam en Eva sou, toe hulle daar in die tuin van Eden verban word, hulle eie armoede raak gesien het en treurend uit die tuin van Eden gegaan het, die wildernis in, om hulle eie pad oop te kloof. En buite die tuin van Eden word hulle omring deur die herinnering van die sonde. Hulle word omring deur hierdie besef, hulle is nie meer in die paradys, in die teenwoordigheid van God nie. En daar in die wildernis sou hulle getreur het oor hulle omstandighede. En dit is dieselfde toestand waarin die Jode hulle self in ballingskap gevind het. Voor die ballingskap plaasgevind het, het God die Jode telkens gewaarsku wat hulle sonde en hulle afgodsdiens gaan veroorsaak. Dit gaan veroorsaak dat hulle uit die beloofde land verwyderd word en in 'n vreemde land geplaas word, weg van die tempel, weg van hulle beloofde land, weg van die teenwoordigheid van God, so het hulle gedink. En toe dit plaasgevind het en hierdie ballingskap gebeur het, het die volk hulle armoede besef en getreur oor hulle omstandighede. So lees ons in Jesaja 40. My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby. En is aan hierdie treurendes aan wie Christus kom sê, salig is julle. Salig is julle. Ook vir ons kom hierdie woorde, ook vir ons is hierdie woorde van Christus 'n bron van troos. Want geliefdes, ons gaan ook in hierdie wêreld gebuig onder die mag van die sonde. Ons erken ons eie armoede, die eerste saligspreuke, en ons treur oor ons omstandighede. Ons weet, die koninkryk van God is heilig, maar ek is onheilig. Die koninkryk van God is lig, maar ons leef in duisternis. Ons leef op hierdie sondige wêreld en weet, ek is nie tuis nie. Maar ons versmag onder die mag van die sonde. Smagend hunker ons treurende siel om weer terug te wees in die teenwoordigheid van God se ewige koninkryk. En dis waar Christus inkom. Want in Christus word die toegang tot die paradys weer geopen. In Christus word ons vertroos. En daarom sê Christus, salig is hulle wat treur, salig is hulle wat hulle armoede in die sonde raak sien, salig is hulle wat hulle sondes bely en terugkom na my toe, salig is julle want ek, die verlosser van die wêreld, sal julle vertroos. Vertroos met die gedagte en met die feit dat julle weer terug is in die Vaderhuis. Ja, geliefdes, hulle wat treur, hulle wat hulle eie sondes besef, sy siel sal nie wegsink, sy smarte sal nie wegsink of voor God vergeet word nie. Nee, God kom uit genade deur sy Seun en deur sy Gees om aan ons troos te bied. Dat hoewel ons op hierdie sondige wêreld 'n doel het om sy naam te verheerlik, is elkeen van ons wat Christus bely, op pad na ons ewige huis. En daarom sê Christus, salig is die wat treur. Mag ons treur oor ons omstandighede,
en hunker en smag om terug te wees in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. O Vader, ons treur oor ons omstandighede, want ons sien ons eie diepe sonde en ons eie skuld, maar dan besef ons weer eens opnuut, in Christus, ons Here, word ons vertroos met die feit, dat ons die ewigheid beerf. En daarvoor kan ons net U genade loof en prys. Terwyl ons dan op hierdie aarde wandel, werk in ons deur die Gees om U naam te eer en die koninkryk uit te bou. Ons bid in Jesus Christus naam alleen. Amen.